the life you gave. Your body was broken, your love poured out. You bled and you died for me there on the cross. Oh, you breathed your last as you were crucified. You gave it all for me. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Hallelujah, King forever. We thank you for the cross. Onsekerheid. Dit was nog altyd die mens se swakpunt. Om onseker te wees. Mense hou nie daarvan nie. Hulle wil weet wat voor lê. Hulle wil weet wat môre gaan gebeur. In Eksodus 12 is God se kinders in so 'n tyd. Angstig. Duisende jare gelede. Hulle sit in hulle huise. Hulle weet nie wat gaan gebeur nie. Daar's sekere rituele wat die Here vir hulle vra om te doen. Hulle weet dat niks ooit weer dieselfde gaan wees nie. Alles gaan verander. God gaan ingryp. En terwyl hulle hier in hulle huise sit, kom die Here na hulle toe en hy kom sê vir hulle, kinders, ek wil hê julle moet elkeen 'n lam, 'n ramlam, 'n rammetjie van 1 jaar moet julle kry. En as daar arme huisgesinne is, dan moet julle saam 3 gesinne 'n lam kry. Hy moet vlekkeloos wees. Daar moet niks fout met hom wees nie. En julle moet hom mooi versorg. En op die 14de van die maand wil ek hê moet julle hierdie lammetjie slag en dan moet julle hom opeet. Maar die bloed van hierdie lam moet julle aan die deurkosyne van julle huise smeer. Die bokante en aan die kante moet julle met bloed smeer. Die 10de plaag is op pad. Angstigheid. Die Here gaan die eersgeborene van elke dier, mens, gaan hy vat. En hierdie bietjie bloed wat hulle aan die deurkosyne smeer, gaan hulle beskerming wees. Ek kan my net indink hoe onseker hulle was. Ek kan my net indink hoe bang hulle was. Ek kan my net indink dat hulle gewonder het, gaan dit werk? Wat gaan gebeur? Ek wil graag hê ons moet kyk na 'n videoklip oor die 10de plaag. God has come to me again, saying, take a lamb, and with its blood, mark the lintel and posts of every door. For tonight, I shall pass through the land of Egypt and smite all the firstborn. But when I see the blood upon your door, I will pass over you, and the plague shall not enter.
Hierdie kinders van die Here so ver in die verlede moes vertrou. Hulle moes vertrou dat die bloed goed genoeg was. Hulle moes vertrou dat God sal verbygaan. Dat daar nie dood sal plaasvind nie. En die Here het vir hulle gesê, julle moet gou die lammetjie opeet, en dan moet julle gaan slaap met julle skoene aan, met julle reissakke, julle moet gereed wees. Kan julle vir 'n oomblik indink, hierdie mense so ver terug in die verlede, die bloed is aangesmeer, hulle gaan slaap die aand, na hulle die skaapie opgeëet het, met hulle stewels, met hulle reissakke, en hulle wag. 'n paar duisend jaar later, verander Jesus hierdie maaltyd. Word hy as die finale offer gegee. En ons lees 'n stukkie daarvan, en ek wil dit graag vir julle lees in Matteus 26. Net voor sy dood, sê hy, en terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Dit was tydens die Paasfees. Neem, eet, dis my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy dit dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink almal daaruit, want dis my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot by dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Hier kom stel Jesus die nagmaal in. Kom sê hy vir sy kinders, julle moenie bang wees nie, moenie onseker wees nie. Al sterf ek aan 'n kruis, ek is besig om te betaal. Ek betaal vir julle sondes. Ek kom skeur die hemel oop. Ek kom baan 'n weg van julle. Ek kom smeer my bloed aan elke deur van jou hart. Ek kom omsingel jou. Ek kom hou jou vas. Ek kom gee my lewe vir jou. Al wat jy moet doen is aanvaar dit. Jesus, die lam van God, sterf aan die kruis vir jou en my. 2020. Ek dink nie ons gaan ooit weer so 'n Paasvrydag hê nie. Miskien was dit nodig dat ons in afsondering moes gaan. Miskien gaan ons Paasfees hierdie jaar so anders beleef as die ander jare. Waar ons van een hoek na die ander hoek jaag en motorongelukke, vakansie hou. Maar eintlik is dit die wonderlikste dag. 'n dag van vrymaking. Ek en Anita sit hier op die stoep, ek hou haar hand vas, en ons wil nou graag die nagmaal gebruik, en ek wil so graag hê elkeen van julle daar in julle huise moet nagmaal gebruik. En wanneer jy die nagmaal gebruik, moet julle onthou dat Jesus sy bloed kom verf het aan al my en jou deure, die deure van my hart, die deure van my gedagtes, die deure van ons werk, die deure van ons huise, die deure van ons verhoudings, het hy sy bloed kom verf. Die deure van ons land, God is in beheer, dat ons hierdie vertroue nie een oomblik sal verloor nie. This is my body given for you. This is the cup that holds the blood of the new covenant. This is forgiveness, simple and true. This is the way that I have made for you.
before you eat, before you drink, take a long look inside and tell me what you see. He said, do this in remembrance of me. Do this in remembrance of me. This is the bread of life broken for you. This is the cup that holds the wine of a new covenant. This is the love of Christ poured out anew. This is the Son of God who died for you. Before you eat, before you drink, take a long look inside and tell me what you see. Then do this in remembrance of me. Oh, do this in remembrance of me. I will remember the cross that you bore for me. I will remember the crown that you wore for me. I will remember the reason you suffered and died. Ooh, this is my body given for you. This is the cup that holds the blood of a new covenant. This is forgiveness, simple and true. This is the way that I have made for you. I am the way. This is the way that I have made for you. Die krag van die nagmaal, die liggaam en die bloed. Dat ons in hierdie tyd weer sal besef dat hierdie selfe krag wat Christus uit die dood uit opgewek het, is die krag wat in ons is. Die Emmausgangers stap saam met die Here Jesus Christus huis toe. En hulle herken hom nie. Maar toe hulle by hulle huis kom en hulle gaan sit en hy breek die brood en hy gee vir hulle die wyn, toe gaan hulle oë oop. Dat ons oë sal oopgaan, dat ons sal sien, hy is in beheer. Hy is die een. Hy is die een wat ons wêreld vashou. Hy is die een wat jou gaan lei deur hierdie tyd wat voor lê. Hy is die een wat elke mens se oë oopmaak. Ek hoop dit was vir julle ook 'n wonderlike belewenis. Dat ons ook as gelowiges saam die nagmaal kon gebruik. Ontvang die seën van die Here. My liewe kind, vir jou het ek aan daai kruis gesterf. Vir jou het ek betaal. Met my bloed verf ek op al die deure in jou lewe. En onthou, ek gaan die oorwinning behaal. Ek het alreeds die oorwinning behaal. Jy's veilig, gekoester, warm by my. Amen. The life you gave, your body was broken, your love poured out, you
bled and you died for me there on the cross. Oh, you breathed your last as you were crucified. You gave it all for me. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Hallelujah, King forever. We thank you for the cross.